Ons gaan verder met ons prediking uit Genesis. Vanoggend gaan ons 'n gedeelte hanteer wat Genesis 27 wat handel vanaf vers 30 tot 41. Genesis 27 vanaf vers 30 tot 41. Een van die gedeeltes wat ek vir u kan sê, ek nou hierdie week met die voorbereiding, was daar 'n aspek wat vir my ewe skielik opgeval het, wat ek nog nooit verstaan het nie. Ek het dit gesien, ek het dit geglo, maar ek het dit nie verstaan nie. En nou dat ek dit verstaan, omdat ons die skrif vers vir vers preek en dit gedeeltes ken en beter verstaan, val alles soveel beter in plek. Kom ons lees Genesis 27. Voordat ons egter lees, kom ons bid net eers saam. U sit met die Bybel voor u, ons gaan nie weer opstaan daarna nie, maar kom ons bid net eers saam. Dan vra ons dat die Here met ons sal praat deur sy woord. Ons wonderbare Here Jesus Christus, U alleen is God. In die hemel en op die aarde bly U ewig God. U is die soewereine een, die allerheiligste, die almagtige. Ons wil saam met die woorde van die gebed, die baie bekende gebed wat Salomo daar by die tempel, toe hulle die tempel ingewy het hy gebid en gesê, U sy geloofd, Here, God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op die aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhoging oor alles. Hierdie gedeeltes wat ons lees, die gedeeltes wat ons behandel, help ons om U hand daarin te sien. En ons gaan praat spesifiek oor die aspek wanneer U met ons praat, wanneer U vir ons die waarheid oopbreek, sal U dit vanoggend vir ons kom doen. Sonder U is dit bloot net 'n lesing, sonder U is dit bloot maar net luister na iemand wat staan en praat. Sal U spreker en hoorder kom salf, dat U koninkryk uitgebrei sal word. Ook in hierdie feestyd, help ons om getrou te bly, gee vir ons genade, tot lof en eer van U naam. Amen. Genesis 27, ek lees vir u voor uit die ou vertaling, vanaf vers 30. Genesis 27 vanaf vers 30. Maar toe Isak Jakob klaar geseën het, en Jakob nog skaars van sy vader Isak af weggegaan het, kom sy broer Esau van die jag af, en hy maak ook 'n lekker ete en bring dit na sy vader, en sê aan sy vader, laat my vader hom oprig, en eet van die wildsvleis van sy seun, sodat u siel my kan seën. En sy vader Isak vra hom, wie is jy? En hy antwoord, ek is u seun, Esau, u eerstgeborene. Toe skrik Isak geweldig, en hy sê, wie is dit dan wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geëet voordat jy gekom het, en hom geseën, ook sal hy geseënd bly. Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep, en hy sê vir sy vader, seën my ook, my vader. En hy antwoord, jou broer het gekom, met bedrog, en jou seun weggeneem. Daarop sê hy, sou hulle hom Jakob noem, sodat hy my nou 2 keer onderkruip het. My eerstgeboortereg het hy geneem, en daar het hy nou my seun geneem. Verder vra hy, het hy vir my geen seun oorgehou nie? Toe antwoord Isak en sê vir Esau, kyk, ek het hom as heerser oor jou gestel, en aan hom al sy broers as dienaars gegee. En ek het hom met koring en mos versorg. Wat kan ek dan vir jou doen, my seun? Daarop het Esau aan sy vader gevra, het u net een seun, my vader? Seën my ook, my vader. En Esau het sy stem verhef en geween. Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, kyk, ver van die vetgrond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo. En van jou swaard sal jy lewe,
en jou broer sal jy dien. Maar as jy jou kragte inspann, sal jy sy juk van jou nek afruk. En Esau was Jakob vyandig gesind, vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, die dae van die rou oor my vader is naby. Dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Tot daar lees ons die onfeilbare woord van die Here. As julle my enigstens ken, dan weet julle teen hierdie tyd, ek hou van 'n gelukkige einde. Of dit 'n boek is wat ek lees, of dit 'n storie is wat ek kyk, ek hou van 'n gelukkige einde. Die wat nie gelukkig eindig nie, hoor ek toe, noem jy 'n tragedie. Jy kry onder die genres, onder die letterkunde of die letterkundige genres, kry jy verskillende aspekte. Drama's is een van die genres, en onder 'n drama kry jy goed soos 'n komedie, 'n tragedie, 'n tragikomedie, 'n melodrama, as verskillende aspekte nog onder dramas. Nou 'n komedie is een met 'n goeie einde, en dit laat jou lag gewoonlik. Dis meer my tipe van verhaal. 'n Tragedie eindig nie goed. Definisie van 'n tragedie klink so: 'n tragedie is 'n tipe drama of literêre genre wat ernstige en somber temas hanteer, dikwels met 'n noodlottige of hartseer einde. Ons weet nou nie, en ek weet nie hoeveel van u belangstel in die letterkunde nie, maar die meeste van ons wat hier sit vandag, moes heel moontlik tragedies op skool behandel. Ek dink die bekendste seker maar, is William Shakespeare se werke, waarvan die bekendste is Romeo en Juliet. Dis 'n tragedie. Eindig sleg vir julle ouens wat die storie ken. Ek gaan nou nie eers verder daarop uitbrei nie. Nou hier is waar die Bybel natuurlik verskil. Dit maak nie saak hoe sleg die verhaal is wat ons hanteer nie. Dit maak nie saak hoe dit eindig nie. Daar is altyd genade, daar is altyd hoop, daar is altyd 'n goeie uitkoms, daar is altyd iets om na uit te sien vir die ewigheid, ongeag hoe die verhaal eindig. So dis waar die Bybel verskil van hierdie literêre werke, of dan nou oor die tragedies oor die algemeen. Daar is altyd genade aan die einde. Ons het verlede week gepraat oor die diefstal van die seun. U sal onthou, en ek gaan nie terug elke keer alles noem nie, maar jy kan terug gaan kyk as die verlede week se boodskap wat opgeneem is wil gaan luister weer. Dit was 'n diefstal. Verkeerdelik gedoen, maar dit was God se plan. Hy het dit so geprofeteer, dit is so uitgevoer, dit was reg, dit was goed, alhoewel dit nie op die regte manier gedoen is nie. Vanoggend gaan ons verder, en ons het begin lees by vers 30, en dit is amper soos wanneer jy 'n speurverhaal het, en die ou is besig om in die studeerkamer te krap vir 'n stukkie bewyse, en die ou is op pad met die trappe, dis daai naby, baie amper word hy uitgevang. Dis amper wat ons gesien het in vers 30, maar toe Isak Jakob klaar geseën het, en Jakob nog skaars van sy vader Isak af weggegaan het, kom sy broer Esau van die jag af. Die woord nog skaars is letterlik in die Hebreëus, is daar 'n baie sterk aanduiding van dit was hittete, soos wat ons sal sê. Jakob was skaars uit, toe kom Esau daar aan, en hy het natuurlik verwag, hier kom sy seun nou. So dit was baie riskant. Net na hy die tent verlaat het, vers 31, hy maak ook 'n lekker ete en bring dit na sy vader en sê vir sy vader, sê aan sy vader, laat my vader hom oprig en eet van die wildsvleis van sy seun, sodat u siel my kan seën. Met selfvertroue kom hy verwag nou die seën wat sy pa vir hom moet gee, en nou is daar 'n vraag. As u verlede week geluister het na die boodskap, is daar dadelik 'n vraag in jou gemoed. Hoekom is daar nou 'n belangstelling in die seun wat hy verag het? Ons het al 'n paar plekke gekyk, en ons het gesien hoe hy nie belangstel in die verbond nie. Hy stel nie belang in die evangelie nie. Hy stel nie belang in dit wat God gesê het nie. Wat vir hom saak maak is, en dis dalk die rede hoekom hy belangstel, die materiële voorspoed waarmee hy saamgaan. Want ek het vir u gesê, die eerstgeborene erf dubbel. So hy stel belang in die materiële voorspoed, hy stel belang in die eer en die respek wat daarmee saamgaan, en die geestelike dinge het hy geen behaag nie. Vers 32 het ons verder gelees, en sy vader Isak vra hom, wie is jy? Hy kon nie goed sien op hierdie stadium nie. Wie is jy? En hy antwoord,
Ek is u seun Esau, u eerstgeborene. Mi ata in die Hebreëus, letterlik wie jy. Direk vertaal, wie jy? Skrik. Wat het nou hier gebeur? En die reaksie is so dramaties dat ek kan vir u sê, selfs Engelse vertalings wat baie goed vertaal is, sê die kommentare, het nie genoeg klem soos wat die Hebreëus dit lê op hierdie skok van vers 33 waarvan ons lees in vers 33 nie. Toe skrik Isak geweldig en sê, wie is dit dan wat wild gejag en vir my gebring het? Hierdie skrik geweldig kan amper vertaal word met, hy het, en nou staan dit so in die Engelse vertaling, in die King James sê hulle, he trembled very exceedingly. 'n Nuwer vertaling wat die New American Standard Bible sal wees, he trembled violently. So, 'n direkte vertaling klink amper soos skrikkende of bewende, het hy gebeef en bewend gevra. Daar's 3 keer 'n baie sterk nadruk wat geplaas word op hierdie, dit was vir hom 'n skok. Hier's 'n skok. Toe skrik Isak geweldig en hy sê, wie het ek dan nou net gesien? Nou hier's 'n saak, en ek gaan vir u weer hierdie vers lees. Vers 33. En dan gaan ek verduidelik, en u gaan sien hoe Isak besef wat hier aangaan. Dit is asof, die Engelse het 'n uitdrukking wat ek nie regtig weet hoe om dit in Afrikaans te noem nie, maar it dawned on him. Die skemer het vir hom opgeklaar en die son het vir hom opgegaan. Die lig het in sy gemoed ewe skielik geskyn. Hy skrik, toe skrik Isak geweldig en sê, luister na sy woorde, wie is dit dan wat wild gejag en vir my gebring het? En daar begin hy een en een bymekaar sit en die dinge val in plek. En ek het van alles geëet voordat jy gekom het en hom geseën. Ook hy sal geseënd wees. Of hy sal geseënd bly, sê die teks. Isak besef hier, God het ingetree, God het ingegryp as jy wil. En sy wil, God se plan is uitgevoer. Onthou ek het vir u gesê, Isak, terwyl hy geweet het, God het gesê, Jakob moet die seun kry, Jakob moet die een wees, dis deur hom, ek het Jakob gekies, die jongste sal bo die oudste wees, die oudste gaan die jongste dien, julle onthou die profesie, terwyl Isak dit geweet het, het hy gesê, ek wil nogtans my wil, want hy was lief vir wildsvleis, hy was lief vir sy oudste seun, maar God gryp in, en God se wil word uitgevoer, en daarom aan die einde hierdie woorde, ook sal hy geseënd bly. Hoekom is hy so seker daarvan? Nou, een van die kommentare, H.C. Leopold het gesê, his trembling was caused by seeing the hand of God in what transpired. En dit wat gebeur het, het Isak besef, God het hier ingegryp. Dit het hom laat skrik. Dit was die skok. Isak kry hier 'n belewenis. En ek wil dit vergelyk met ons, en ek hoop u kan daarmee assosieer. Ek bid dat u daarmee sal kan assosieer. Ons almal lees Bybel. Ons almal kry te doen met wat ons noem die woord van God, wat dit waarlik is. Ek glo dit. Maar u sal weet, somtyds is dit asof die Here in jou hart jou aangryp, né? Dan is dit nie net 'n gewone stilte tyd nie. Dan is dit nie net 'n gewone diens nie. Dan is dit nie maar net 'n Bybelstudie nie. Dit is asof jy daar wil bly en soos Petrus wil sê, kan ons nie net hier hutte bou en net hier bly nie. Want jy besef, God het met my gepraat. God het ingegryp. En Isak besef, onthou hy was gered. As ons nou praat van die terme wat die Bybel gebruik, hy was 'n gelowige. Hy was waarlik gered, maar hy was 'n gelowige. En daarom kon hy besef, ja, ek wou my wil hier inforceer. Ek wil dit eintlik skelm gedoen het. Hy het dit sagkens, sonder die mee te weet wat sy vrou selfs, wou hy die oudste seun, maar hy het besef God het ingegryp
En toe kom hy tot die wete, net daai bewuswording. God het ingegryp en ek sal in afhanklikheid moet buig voor God se wil en God se plan. Hier is wysheid. Jy frustreer jouself as jy God se planne net nie wil aanvaar nie. Jy frustreer jouself as jy nie wil besef, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nog nooit oor ons nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor sy eer. Dis amper soos wanneer ons gered word, né? As u kan getuig van ware redding, nou wil ek die terme net weer duidelik definieer. Ons praat van gelowiges, mense wat sê, ons glo in die Here, ons kan saamstem met die geloofsbelijdenis wat ons hier aflees Sondag na Sondag. Ons kan daarmee saamgaan, want ek is 'n gelowige. Maar onder die gelowiges is daar min, sê die Bybel, wat waarlik gered is, wat waarlik verandering in hulle harte ondervind het. En diegene wat sê, God het my wederbaar, hulle kan getuig van, as God ingryp in jou lewe. Dit maak 'n verskil. Isak se reaksie is merkwaardig. Maar ons staan vanoggend stil as gevolg van ons tema, en die gedeelte wat dit duidelik noem, wil ek met u praat oor Esau, want die klem lê op hom. Kyk na Esau se reaksie, vers 34. Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep, en hy sê vir sy vader, seën my ook, my vader. Skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep, jy sien 'n hulpelose, amper patetiese, en daar's geen lig nie. Daar's geen goeie uitkoms. Hier is die tragedie. Esau besef, dis verby. Let op die verskil tussen Isak, kind van God, Esau. Gelowige, kan ek dit noem, Esau is besny. Hy is deel van God se volk. Hy is nie gered nie. Hy is nie gered nie. Hy glo nie werklik waar met 'n vertroue vir sy saligheid nie. Ek gaan dit vir u weer eens wys. Ons het dit al 'n paar keer gesien. Ek gaan dit weer eens vir u wys. 'n Kind van God hanteer dinge net anders as iemand wat God nie het nie ken nie. Ja, slegte goed gebeur met kinders van die Here. Ons is veronderstel om dit anders te hanteer, want dit is soms asof die lig net 'n tydjie langer vat om deur te kom in ons gemoed en te besef, dis God se plan vir my. Ek het dit dalk nie so beplan nie. Ek wou so en so aftree, of ek wou dit en dit doen by die werk, of wat ook al mag wees, maar dan kom daar 'n drastiese ingrype van God, en God se wil, God se plan word altyd uitgevoer, en dis die kind van God wat dan, miskien later eers, maar soms dadelik besef, dit was God se plan. En ek wil vanoggend vir u sê, dis 'n kosbaarheid om te weet, God is God, hy is soewerein. Esau is hopeloos, hulpeloos, pateties, daar's geen lig nie. Nou Isak antwoord daarom in lyn met God se woord. Vers 37. Kyk, ek het hom as heerser oor jou aangestel. Verskondig, oor jou gestel. En aan hom al sy broers as dienaars gegee. En ek het hom met koring en mos versorg. Wat kan ek dan vir jou doen, my seun? 'n Manier waarop Isak sê, ek het hom as eersgeborene gesalf. Ek gaan dit nie omdraai nie. Ek kan dit nie omdraai nie. Wat kan ek vir jou doen? Ek kan vir jou niks anders gee nie. Esau hou aan met pleit, vers 38. Daarop het Esau aan sy vader gevra, het jy net een seun, my vader? Seën my ook, my vader. En Esau het sy stem verhef en geween. Nou wil ek vir u sê, dis die deel wat ek nog nooit verstaan het nie, wat vir my nou so in plek geval het. As die seun wat hy op sy oudste seun moes oordra, volgens tradisie was dit die oudste, as dit dan 'n verbond was wat oorgedra is op die volgende geslag, is dit in baie opsigte, nie in alle opsigte nie, maar in baie opsigte, soos 'n kontrak. En 'n kontrak, soos 'n testament, is mos maar 'n ding wat jy kan verander, nie waar nie? As ek in my testament skryf,
hierdie kind van my gaan alles erf en 3 weke daarna of 3 maande daarna maak hy my baie kwaad en ek besef maar hy gaan niks erf nie. Wat doen ek? Ek verander my testament. Ek skryf hom uit. Ek sê jy gaan niks erf nie. Ek sal vir my ander kinders al my erfgoed gee. Wat dit ook al mag wees, want dit is 'n kontrak. Maar hierdie is nie 'n kontrak nie, is dit? Isak het gesê dit is God se wil, dit was God se plan, want hy het dit geweet, hy wou dit nie vroeër weet nie, nou weet hy en hy besef God het ingegryp. Daarom het hy gesê, ek kan jou nie seën nie, ek kan dit nie verander nie. Dit het ek nooit verstaan nie. Nou maak dit vir my soveel sin. So Isak se antwoord is nie 'n seën nie. Isak se antwoord is nie goed, kom ons maak daai een tot niet en ek spreek oor jou 'n seën uit. Nee, omdat hy nou verstaan. Nogtans teen sy wil. Hy wil dit nie. Hy wil nog steeds vir Esau dalk gehad het, maar nou berus hy. God se wil moet geskied. Sê in vers 39 en 40. Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom: "Kyk, ver van die vetgrond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo. En van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien. Maar as jy jou kragte inspann, sal jy sy juk van jou nek afruk." Nou vergelyk hierdie seën wat hy aan Jakob gegee het, vers 27 tot 29, vergelyk dit met dit wat hy nou vir Esau sê. Esau word as ware geweier die mooi dinge wat hy vir Jakob toegebid het, wat hy vir Jakob geprofeteer het, wat hy vir Jakob in die lig van God se seën toegesê het, word Esau dit geweier. Daar's 'n baie sterk historiese bewys van dit wat Esau geword het, die Edomite. Hulle het gaan woon in die woestynagtige dele. Hy het deur die swaard geleef. En hulle was vir die Israeliete 'n groot pyn, maar hulle was onderdruk. Veral in die tyd van Dawid sien jy dit. Hy het die Edomite sterk onderdruk. Hulle het van tyd tot tyd gerebelleer en dan het hulle aanvalle geloods, maar Dawid het hulle laat les op sy menigmale, die Edomite. Bruce Waltke sê van die gedeelte: Esau inherits an anti-blessing. Hy noem dit 'n anti-blessing. So daar's ander ouens wat gesê dit was 'n second grade blessing. Maar dink daaraan. Dit wat voorspel word is sigbaar. Later in die Ou Testament, na die dae van Dawid, kom Obadja, een van die klein profete, en Obadja spreek 'n oordeel oor Edom uit. En Edom word, as jy na die Nuwe Testament toe gaan, word dit vertaal met Edomia. En kan jy onthou wie was van Edomia? As jy jou geskiedenis ken, sal jy weet, Herodes, die vuurvors, was van Edomia. Hy was 'n Edomiet, wat 'n gekerstende Jood geword het. So nog steeds is daai kap terug, daai veglustigheid, beklei om te oorleef, nog steeds daar. Dit was so duidelik selfs in die geskiedenis, want God se wil, God se plan word altyd uitgevoer. Wat Esau hier wys, eintlik, is dat die mens sonder God onbevoeg is om sy sonde reg te hanteer. Sonder God is die mens hopeloos. Daar is geen goeie einde nie. Daar is niks om na uit te sien nie. Daar is niks goed wat wag nie. Die bietjie goed wat ons op aarde kan geniet, is dit wat die wêreld jou bied. En u weet hoe vinnig dit, ons praat van die roes en die mot wat dit verniel, en diewe breek in en steel, en net as jy dink jou beleggings is nou veilig, dan val een of ander mark of wat ook al gebeur. Dit is so onveilig, dit is so tydelik, dit is so vinnig verby. Dit is die beste wat jy het, is hier op aarde vir die ou wat God nie ken nie. So wat Esau so duidelik illustreer is die mens sonder God. Die mens sonder God. Hy wou God se seën hê, dis hoe die mens is. Ons wil God se seën hê, ons wil die mooi en die lekker, die materiële dinge wil ons geniet uit sy hand. Daarom, en ek weet nou al van 'n hele klomp mense, omdat dit so droog is in die noorde van ons land, hulle bid, en hulle hou die Here vas, want as die Here ons nie help nie, weet hulle, dis Ikabod. Hulle wil die Here nie dien nie, maar hulle soek sy reën. Hulle wil die Here nie gehoorsaam nie, maar hulle soek sy seën. Hulle wil hom nie as koning aanvaar nie, maar hulle wil lewe soos wat in sy volheid wil hulle lewe met al die goeie wat hy vir hulle bied. Die illustrasie is, Esau
wou God se seun nie hê nie. Hy het nie belang gestel in die verbond nie. Hy het nie belang gestel in God se woord nie. Maar hy besef ook, hy kan nie die ander opsie dra nie. Vader, seën my, gee my net iets. Wees net vir my goed. Dis hoe mense soms bid. Hulle wil nie die Here dien nie, maar hulle sal huil en hulle sal pleit. Ek wil daarom net gesond word, of ek moet my werk kry, ek moet sorg. En dan besef hulle die Here nodig, maar hulle wil hom nie dien nie. Esau maak die koneksie, maar sy reaksie is ook belangrik. Want dis ook typerend van die mens. Toe hy besef wat gebeur het, en hy luister na die woorde van sy pa, toe sy eerste reaksie, hy plaas die blame op sy broer. Nou ons weet mos, dit wat sy broer gedoen het, was nie reg nie. Dit wat sy ma gedoen het, daar was 'n onderkruiperheid, daar was 'n agterbakse optrede, daar was 'n sondige optrede. Dit was nie reg nie, maar dis wat God gesê het. Dis hoe dit gebeur het. Esau se reaksie wys iets. Vers 36, daarop sê hy, dis nou Esau, sou hulle hom Jakob noem. Dit beteken onderkruiper of ondergrawer, omdat hy my nou 2 keer onderkruip het. My eerstgeboortereg het hy geneem, en daar het hy nou my seun geneem. Hy het nie omgegee oor die eerstgeboortereg nie, hy het dit vir ete verkoop, maar nou gee hy om oor die materiële dinge, want hy wou die seun van sy vader hê, en dis ook nou geneem. Dis al wat hom pla. Nou Esau se reaksie word op 2 maniere gemeet. In die eerste plek, dit wat hy gedoen het. Esau het losgebrand met 'n haatlike kwaadwilligheid, 'n woede teen sy broer. Dis alles Jakob se skuld. Dis alles Jakob se skuld. Is dit nie algemeen nie? Is dit nie maar die mense natuur nie? Wanneer mense hulle verdiende loon kry, die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. So enigiets beter as die dood is 'n bonus, maar al kry mense iets beter as die dood, maar hulle kry nie die kontrak wat hulle graag wou hê, of daai speelding wat hulle wou hê, of wat dit ook al mag wees, en jy kan van kleintyd af wanneer hulle begin verstaan, tot met die graf kan jy gaan, as hulle nie kry wat hulle voel hulle verdien nie, wat gebeur? Blame word op iemand anders geplaas. Dis daai een se skuld. Dis my ouers. Dis die kerk. Dis die dominee. Partykeer mag die Here dit verhoed, selfs na God. En u weet, daar's mense wat sal sê, nee, ek gaan eendag bietjie, God sal moet rekenskap gee. Hy sal vir my moet vertel hoekom dit en dat so gewerk het in my lewe. En dan wil ek net my oë toemaak en sê, jy weet nie wat jy sê nie. Jy verstaan nie waaroor dit gaan nie. So erg was Esau se haat hier in sy hart. Hoor wat sê hy, vers 41, die laaste vers wat ons gelees het. En Esau was Jakob vyandig gesind, vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, nou neem hy hom voor, die dae van die rou oor my vader is naby, dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Beskuldigings. Dis Jakob se skuld. Feit dat ek gaan swaar kry is Jakob. Kan jy onthou dat ons dit al raak gelees het iewers? Ons werk nou vir 'n tyd lank al deur Genesis, maar vat dit ons nie terug na heel aan die begin in die tuin van Eden, toe die eerste sonde plaasgevind het. Wie het Adam gesê? Wie was dit gewees? Die vrou wat u my gegee het. So uiteindelik God blameer en hy het die vrou blameer sommer so in een sin. Maar dis hoe dit werk. Dis wat ons doen. Dis die mens se natuur. Hy is net soos sy voorvader Adam in hierdie opsig. Gerardus Vos, baie goeie kommentaar oor die gedeelte sê, in Esau's attitude, therefore, we see the common tendency of sinful man to justify himself and blame others when things go wrong. Instead of admitting any guilt himself, Esau roundly accused Jacob of wrongdoing. It is an old pattern, going clear back to that early day when Adam tried to place the blame for his disobedience to God on Eve. Nou die vraag hier is, waarom is daar nou so skielike begeerte, ons het net nou daarna vinnig gekyk, die begeerte om belang te stel in die seun, hierdie seun waarvan hy praat, die verbondseun. Hy het nie belang gestel in die verbond nie, hy wou net die seun hê. Daar's materiële voorspoed ter sprake. So daarom is Esau 'n beeld van die verlore mens. Daarom is Esau 'n beeld van mense wat besorg is oor materiële goed, maar hulle stel nie belang in die geestelike dinge nie.
besorg oor dit wat God vir hom kan gee, maar stel nie belang in die geestelike dinge nie. Die lelikste daarvan is wanneer mense aan 'n kerk wil behoort en inskakel oor een of ander voordeel. Of dit 'n sosiale saak is en of dit vir sommige ouens gaan net vir die kinders, terwille van die kinders gaan ons kerk toe en gewoonlik wanneer die kinders uit die huis uit is, dan gaan hulle nie meer kerk toe nie, maar is alles net oor daai tipe seën wat hulle soek. En vriende, ons moet vir mekaar sê, ons probeer nie kerk die onaangenaamste ervaring maak wat daar is nie, maar iemand wat geen geestelike aptyt het nie, vir hulle sal daar altyd iets wees om oor te kla, nie waar nie? Dit is te warm om kerk toe te gaan. O nee, dit is te koud om kerk toe te gaan. Nee, die mense sing nie lekker nie. O, die dominee is skynheilig, of die mense is skynheilig, of die koffie is so sleg. Wie kan daai koffie drink? Wat dit ook al mag wees, jy gaan 'n verskoning kry want jy het geen aptyt vir geestelike dinge nie. Jy wil die fisiese voorspoed hê. Jy wil die voordele hê, maar jy wil God as koning oor jou lewe nie hê nie. Paulus beskryf dit so in Efesiërs 2. Hy beskryf die ongeredde mens. Hy sê ons was dood deur die misdade en die sondes waarin julle vroeër gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Dis hoe almal is. Dis die loop van die wêreld. Dis hoe die mensdom is. Nie net Afrikaners nie. Nie net die Engelse nie. Nie net die Indiane of die Chinese. Almal is so. Dis die natuur. Vers 3, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees. Dis wat ons soek. Ons wil ons vlees tevrede stel. Daarom moet dit vir my lekker wees. Hier is die ware tragedie van ons gedeelte. Die mens sonder Jesus is geestelik dood. Hy het geen behaag in geestelike dinge nie. Hy's kwaadwillig. Hy haat almal as hy nie sy sin kry nie. Hy blameer ander vir dit wat hy voel na hom toe moes kom en daarom gaan hy die heeltyd ontevrede wees. Jy sal hom nooit tevrede stel nie. Dis die mens sonder God. Maar Esau se reaksie word ook gemeet aan dit wat hy nie gedoen het nie. Nie net aan dit wat hy gedoen het nie. Hy het Jakob blameer, maar ook aan dit wat hy nie gedoen het nie. Wat moes hy doen? Wat moes hy doen? As ons die Bybel reg verstaan en ons verstaan die evangelie, dan kan ons baie vinnig vir mekaar sê, daar was geen teken van bekering nie. Wat is bekering? Bekering in sy eenvoudigste vorm is, draai weg van jou sonde, draai na God toe. Vergeet van hierdie verkeerde gesindheid van jou, hierdie hartsgesindheid wat ander blameer, wat vingers wys, en wat sê, dis daai en sy skuld, en dis my pa se skuld, of dis daai en, hou op daarmee, draai na God toe. Hy's lewendig en baie fyn ingestel om Jakob se sonde te sien, want Jakob is die onderkruiper. Hy het my nou 2 keer bedrieg, hy hou rekord van hoe sy broer hom bedrieg het. Sy oë is baie groot oop oor Jakob sy broer se sonde, maar sy eie sonde sien hy nie raak nie. Volgens Jakobus is dit die rede waarom die wêreld lyk soos wat dit lyk. Jakobus 4 vers 1 en 2 sê, waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Vegterye is nie net oorloë wanneer ons kyk wie die grootste kanon of die sterkste atoombom nie. Dis waar dit sekerlik eindig vir sekere ouens. Maar dit gaan ook in die huis in daai sin van ek sal jou wys. Jy dink jy kan dit vir my sê. Ek sal jou wys. En dan word daar op 'n manier oorlog gevoer met woorde of wat dit ook al mag wees. Waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Die grootste tragedie hier is dat die mens sonder God, nou moet jy mooi hoor wat ek sê, die mens sonder God, waarvan Esau vir ons illustrasie is, nie net nie wil tot bekering kom nie, maar hy kan nie tot bekering kom nie. Hy sien nie eers sy eie nood nie. Dis die grootste tragedie. Dis die krisis hier in ons gedeelte. Dis wat die Nuwe Testament ons leer. Hebreërs 12 vers 16 en 17 verwys na Esau. Nou wil ek vir iets wys wat u dalk ook al gelees het en moeilik verstaan as jy nie die konteks en as jy nie die verhaal goed ken nie. Hebreërs 12 vers 16 en 17 sê, laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau,
wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. So, hoe skilder die Hebreërs vir Esau vir ons? As 'n goeie mens, ja, sleg, goeie mens, maar sleg dat hy verlore moet gaan. Dit is baie sleg dat hy moet... Nee, die Bybel skilder hom as 'n onheilige. Hy wou niks geestelik doen nie. Hy wou niks van die Here weet nie. Hy wou sy eie lewe leef. In die kerk. In die kerk. In die tent van sy vader. Ongered. Vers 17. Want julle weet dat hy, dis nou Esau, toe hy ook later die seun wou beerwe, dis die deel wat ons vanoggend hanteer, verwerp is. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie. Mense lees hierdie gedeelte en sê hulle, hoe kan dit wees? Esau het berou gehad, hy het na die Here toe gekom. Dis nie wat daar staan nie. Wat hierdie gedeelte sê, hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Ons het gelees hoe het hy gehuil en geskree eintlik, Vader, seën my. Hy praat van Isak. Isak het vir hom gesê, ek kan jou nie seën nie. Dis nie God wat vir hom gesê het, hoor jy kom nou met berou, en jy is jammer oor wat jy gedoen het, maar nee, wat jammer, jy is nie uitverkies nie, so jy gaan nie gered word nie. Dis nie wat hier staan nie. Dis nêrens sigbaar in die Bybel nie. Hy wou die seun hê, en hy vra vir sy pa, seën my, en Isak sy pa sê, hierdie berou verwys na Isak. Daar's geen omdraai, daar's geen verandering. Ek gaan nie. Ek het vir Jakob geseën, ek het nie 'n seën vir jou nie. Dis net genade en geloof. Jy word gered uit genade alleen, deur geloof alleen, en dit alles kom van God. En Esau het nie genade gesoek nie, en hy het nie genade gekry nie. Dis baie duidelik, volgens alles wat ons van hom weet. Die vraag egter is, wat moes Esau dan doen? Die vraag is, was daar 'n kans vir hom? Was daar 'n kans? Sou hy nie, as hy berou gehad het, na die Here toe kon kom nie? Sou hy nie kon nie? Wat kon hy doen? En die antwoord, hy moes soek na redding. Hy moes kom en die evangelie opsoek. Waar was die evangelie? Die evangelie is nou in sy broer. Want sy broer is die draer van daai lyn wat van Adam af, deur Noag, en ons het met u gepraat van Abraham, die vader van die gelowiges, en van Abraham af, Isak, Jakob, dis hoe die lyn geloop het. Hy moes nou by sy broer, moes hy hierdie saak nagevors het. Wat moes hy doen? Hy moes besef het, die lyn, die evangelie is toevertrou aan Jakob. Hy is God se geseënde. So maak vrede met hom. Hoe klink die eeuoue Genesis 27 vers 29 die B-gedeelte? Vervloek is hulle wat jou vloek en geseënd is hulle wat jou seën. Dis die evangelie. So as jy na Jakob toe gaan en hom gaan seën, dan gaan jy 'n seën kry. Dis waar dit vir hom prakties ingelê het. Moenie kwaad word vir jou broer, jy moet hom nie blameer nie. Wees goed vir hom. Hy is die geseënde van die Here. Dis waar die evangelie lê. Wat sou dit behels? Esau, los jou trots. Esau, verneder jou onder die kragtige hand van God. Vra hom vergifnis vir jou sonde. Gaan na Jakob toe, vra vir hom, Jakob, hoe kan ek jou as die geseënde van die Here, hoe kan ek jou seën? Hoe kan ons in vrede saam leef? Dink aan die saligheid wat kom, want die saligheid gaan deur Jakob na die wêreld toe kom. Dis waarvan ons gesing het vanoggend. Want die saad van Abraham af, die saad wat deur Isak, Abraham en Jakob dan nou sal kom later, is Jesus. Dis Kerstyd waaroor ons praat. So glo dit, bely dit, doen dit, soek dit. Jakob, hoe kan ek jou seën? U mag dalk hier sit vanoggend en sê, dit klink daarom, dit klink nie vir my lekker nie. Jy weet, aan die een kant kan dit so maklik wees. Dit is baie makliker as wat ons dink. 'n Geloofstree is baie makliker as wat ons dink. Dis hoekom ouens op hulle sterfbed tot bekering kan kom. Dis nie goeie raad om te wag tot op jou sterfbed nie. Maar net om te sê, jy hoef niks te doen nie. Dis 'n tree in geloof. Aan die ander kant, wat kan ek doen? Wel, jy moet luister na die evangelie. En wat jy moet doen vanoggend, as u hier sit en u sit nog met 'n onsekerheid in jou hart, is ek waarlik kind van God? Ek is in die kerk, maar die dominee sê gereeld, dit beteken nie is in die kerk jy is kind van God nie.
Ek is 'n gelowige, ek stem saam met hierdie goed wat ons bely. Dit beteken nie noodwendig jy's 'n kind van God nie. Dit beteken net jy glo soos die duiwels aan die regte goed. Hulle glo dat God een is, duiwels glo dit ook, hulle sidder. Hoe kan ek weet? Hoe kan ek definitief weet? Glo dat Jesus die nasaad van Jakob is. Hy was die een wat moes sterf. Esau, hou op om ander te blameer. Onderwerp jou aan die wil van God. Soek hom, doen sy wil en wees lief vir die woord van God. Dis waar jy die evangelie kry. Verneder jouself. Doen belydenis van jou sonde. Soek na vergifnis. En dis vir ons. Verneder jouself sou beteken dat jy op 'n punt moet kom waar jy moet bely. Ek het gedink ek is gered. Ek het gedink ek is reg met die Here want ek is nie 'n slegte mens in my eie oë gewees nie. Maar nou dat die Here my gewys het, ek is die grootste van alle sondaars soos Paulus sê. Ek het genade nodig. Doen belydenis van jou sonde, soek vergifnis by die Here Jesus en hy gee saligheid. Hy gee vergifnis vir almal wat dit in geloof vra. Dis die belofte wat die Here vir ons leer in sy woord. Is daar nie 'n ou versie, baie bekende vers. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Hier is die prentjie van elkeen wat sterf sonder Jesus. Hier is die beeld van elkeen wat sterf sonder God. Ons sien dit in Esau. En dit behoort ons bang te maak. Dit behoort ons te laat dink, is ek waarlik kind van God? Hoe toets ek dit? Wat is die vrug? Dis wat dit moeilik maak, né? Want om Bybel te lees en kerk toe te gaan en te bid en goed te doen, al die goed doen wat jy nou daarby kan. Dis alles mooi en reg, maar dit kan jou nie red nie. Dit moet die vrug wees. Dit moet die dankbaarheid wees van die bekering wat daar was. Toets jou bekering hieraan. Hoe lyk jou aptyd vir die Bybel? Hoe lyk jou liefde vir die kinders van God? Liefde vir jou broers en susters? Toets jou en maak seker, want weet jy wat? Daar kom 'n dag. En ons het daarvan gelees. Esau het geweet daar kom so 'n dag. Wanneer die kerkmense voor die Here gaan staan en hulle gaan sê, Here, Here, Matteus 7 vers 21. Het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en groot werke gedoen nie? In Esau se woorde, maar ek is die eerstgeborene, ek is die eerste van my ma en my pa wat 'n aardsvader was. Dis ek is besny, alles reg gedoen. Van kindsbeen af dien ek die Here. Ken geen ander God nie. Jesus sê, dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Want daar was nie ware berou tot bekering nie. En dis die belangrike deel. Ondersoek jou hart. Ek wil soos Paulus vanoggend sê, maak seker dat jy in die geloof is. Dien die Here, volg hom, soek hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, aan die een kant wil ons sê, U woord is eenvoudig. Dit is selfs vir die kinders duidelik om te verstaan. Aan die ander kant besef ons, dit is baie diepsinnig. Hier is dinge wat ons 'n leeftyd kan bestudeer en nooit regtig ten volle sal kan verstaan nie. Maar daarom wil ons by U kom skuil. Daarom wil ons toevlug in U vind. Ons wil U dank vir U groote genade en vir U liefde. Sal U ons verder dra? Sal U ons op die belangrikste van alle kwessies, hierdie saak oor ons saligheid, oor ons redding, sal U ons daaromtrent leer en rig en lei? Here, maak dit vir ons duidelik. Hierdie Ou Testamentiese verhale is illustrasies. Daar's kostelike waarhede, maar dis goeie illustrasies van wat die Nuwe Testament leer. Help ons om dit te verstaan. Help ons om dit te leef. Amen.